Goeiemôre almal en baie welkom by vandag se huiskerk. En vandag is Palm Sondag. Die dag waarop Jesus op 'n donkie Jerusalem binne gery het kort voor sy kruisiging. Ons herdenk hierdie dag as inleiding tot groot lydingsweek wat dan nou alles bymekaar kom op Goeie Vrydag en Opstandingssondag. So terloops, op Goeie Vrydagoggend gaan ons 9uur 'n erediens hê by die kerk met nagmaal. Maar kom ons lees vandag saam Matteus 21 vers 1 tot 11. Toe hulle Jerusalem nader en by Betfage teen die Olyfberg kom, stuur Jesus 2 disippels met die opdrag: Gaan na die dorpie daar voor julle en julle sal dadelik 'n vasgemaakte donkie vind met 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord: Die Here het hulle nodig. Dan sal hy hulle dadelik laat gaan. Dit het gebeur sodat vervul sou word wat deur die profeet gesê is. Sê vir die dogter van Sion: Kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is sagmoedig en sit op 'n donkie, en op 'n jong donkie die vul van 'n pakdier. Die disippels het vertrek en gemaak soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul geneem, boklere op hulle neergesit, en hy het daarop gaan sit. Die groot skare het hulle boklere op die pad oopgesprei, en ander weer het takke van die bome afgekap en op die paaie oopgesprei. Die skare wat voor hom uitgeloop en die wat gevolg het uitgeroep: Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste. Toe hy Jerusalem binnegaan, was die hele stad in rep en roer. En hulle het gevra: Wie is hierdie man? Die skare het gesê: Dit is die profeet Jesus, die een van Nasaret in Galilea. Nou Woensdag wat verby is, die 9de April, was dit presies 80 jaar sedert die Duitse teoloog Dietrich Bonhoeffer tereggestel is deur die Nazis in Duitsland. Dit was in die Flossenburg konsentrasiekamp in 1945, so 'n maand of wat voor die einde van die oorlog. Nou, Bonhoeffer het geworstel met wat dit beteken om regtig 'n disipel van Jesus te wees, spesifiek in hierdie tyd van die Tweede Wêreldoorlog in Duitsland. In 'n tyd waar dit gegaan het oor mag en oorheersing en dominansie en oorlog, het Bonhoeffer Jesus se weg van vrede en liefde en nederigheid probeer volg. En hy het net soos Jesus ook opgestaan teen die dominansie en die magstrukture van sy tyd. Hy het opgestaan teen Hitler en die Nazis en teen die Duitse kerk wat die Nazis ondersteun het. En daarvoor is Bonhoeffer dan uiteindelik toe nou tereggestel. Nou vandag is Palm Sondag en ons het gelees hoe die skare in die strate van Jerusalem takke geswaai het en Hosanna geskree het toe Jesus op 'n donkie in die stad ingery het. Hosanna beteken red ons, want hulle het eer gebring aan Jesus as 'n koning en 'n redder, die een wat hulle sou kom bevry van die Romeinse oorheersing. Maar Jesus was nie die tipe koning wat hulle in gedagte gehad het nie. Hulle wou 'n politieke leier hê, iemand wat met mag die Romeinse owerheid sou kom omverwerp. Maar Jesus ry op 'n donkie. Hy ry nie op 'n strydwa nie. En Jesus kom nie met 'n swaard in sy hand nie. Hy kom met deernis en medemenslikheid na die mense toe. En binne 'n paar dae het hierdie selfde mense wat Hosanna geskree het, ook kruisig hom geskree. Want Jesus het nie aan hulle verwagtinge voldoen nie. En Jesus het nie gekom om met politiek en geweld te oorwin nie. Hy het gekom om met liefde en nederigheid en opofferings te oorwin. En dit wys ook net weer vir ons en bevestig ook net weer vir ons dat God se koninkryk is 'n verkeerdom koninkryk. It's an upside down kingdom. Dit is 'n koninkryk waar die eerste laaste sal wees. Waar vyande liefgehê en voorgebid word in plaas van uitgewis word. Waar voete gewas word. Waar die koning 'n kruis kies eerder as 'n troon. Waar die koning sy lewe aflê vir sy mense.
Nou dis mos nou nie hoe die wêreld werk nie. Die wêreld sê, klim hoër, beklei harder, wen meer, probeer harder, lyk sterker. Maar Jesus keer dit om met die manier waarop hy geleef het, met die manier waarop hy in Jerusalem ingery het, en uiteindelik ook met die manier waarop hy gesterf het. Net soos Dietrich Bonhoeffer geweier het om in te val by die magte van sy tyd, het Jesus ook geweier om in te val by die manier wat die wêreld van hom verwag het. Palmsondag herinner ons daaraan, dat is maklik om vir Jesus te volg wanneer hy vir ons gee wat ons nodig het. Het is maklik om hom te volg wanneer hy vir ons gee wat ons wil hê. Het is maklik om hom te volg wanneer hy sê wat ons wil hoor. Het is moeiliker om hom te volg wanneer hy ons uitdaag, wanneer hy vir ons vra om iets prys te gee, en wanneer hy ons op ongemaklike paaie lei, wanneer hy ons dalk uit ons comfort zones uit wil vat. So ons word uitgedaag om die upside down koning te volg. Nie net wanneer die parade opwindend is en wanneer die skare juig nie, maar ook op die hartseer pad na die kruis toe. Ons word uitgenooi na 'n lewe van nederigheid en oorgawe, waar ander mense gedien word, selfs al is daar niemand wat dit sien nie. Na 'n lewe van vergifnis en liefde, selfs wanneer dit moeilik is. Palmsondag vra uiteindelik vir ons, watter koning is jy besig om te volg? Volg ek vir Jesus omdat ek dink hy gaan alles kom regmaak en vir my gee wat ek wil hê? Of volg ek vir Jesus met sy upside down manier van doen? Sing ons lofliedere vir die koning wat ons probleme gaan kom uitsorteer? Of volg ons die koning wat ons uitnooi om ons lewens op 'n ander manier te leef? Kom ons sluit af en ons luister na 'n lied. Dis 'n lied wat iets probeer vasvang van dit wat daai dag gebeur het toe Jesus in Jerusalem op 'n donkie ingery het op pad om gekruisig te word. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with our hearts full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Hosanna, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Jesus, U is die een, en ons wil U vereer. Ons verhef U, o Heer ons God. Hosanna in die hoogste. Hosanna in die hoogste. Hosanna